So ons gaan nou 'n bietjie aan met 1 Petrus en julle sal nou sien tot op hierdie stadium het Petrus al vir ons 'n paar waarhede geleer vir ons wandel as Christene. So hy het nou vir ons gewys hoe moet ons maak teenoor ons regering. Hy het vir ons gewys hoe moet ons wees by die werk, hoe moet ons onsself hanteer by die werk en laasweek het ons 'n bietjie gekyk hoe moet ons wees in 'n Christelike huwelik. Wat is ons veronderstel om te doen as mans en as vrouens? En ek het nogal 'n paar interessante kommentare gekry. Ek het lekker gelag oor dit, want van die manne het gevoel ek was bietjie kwaai. Maar vandag gaan ons fokus bietjie verskuif en ons gaan kyk na wat moet Christene met mekaar maak. Wat doen ons met mekaar as ons onsself kinders van God noem en hoe moet ons verhouding wees teenoor medegelowiges? Wat doen ons met die mense wat die Here oor ons pad gestuur het? So ons vraag gaan nou 'n bietjie verander, want ons gaan nou nie meer vra hoe leef ek as man of vrou nie, maar ons gaan eintlik nou vra, hoe lewe ons as Christene saam? Hoe lewe ons saam as ons een liggaam is? Want die groot ding is, en julle moet weet, die vervolging gaan kom. En as die vervolging kom, gaan die gemeente of 'n veilige hawe wees, of hy gaan uitmekaar uitval. Die dag wat dit bietjie moeilik raak is, of die dag wat ons in eenheid gaan staan, of dis die dag wat ons almal uit mekaar uit gaan skiet. Nou ek het dit al voorheen gesê, en toe ons geëindig het met die boek Romeine, in Romeine 16 spesifiek, het ek gesê, ons moet een ding besef. Die vervolging van die kerk kom nie noodwendig van buite af. Die vervolging van die kerk kom baie keer van binne af, en dikwels is die verdeeldheid binne in die kerk. Dikwels is die verdeeldheid tussen die mense wat hierso sit, en daar's, hoekom Petrus vandag vir ons gaan sê, die hart van 'n Christelike gemeenskap is eintlik baie belangrik. Wat doen ons met die boeties en sissies wat die Here om ons geplaas het? So ons gaan begin by 1 Petrus 3 vers 8 tot 12 vir die wat soontoe wil gaan. En dan sal julle sien die opskrif daar soos hy in my Bybel staan sê broederliefde, geduld en verdrukking. So en uiteindelik, wees almal eengesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Julle, hierdie is eintlik nogal inspirerende woorde, maar is ook harde woorde. Want as jy in lyn is met God se woord, is dit eintlik vir jou fantasties. Maar as jy nie in lyn is met God se woord nie, is hierdie eintlik nogal vreesaanjaende woorde wat hy vir jou sê. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Nou hier maak Petrus die oorgang van sy spesifieke voorskrifte en verskillende oproepe wat hy tot op Here vir ons gegee het. En hy gee eintlik vir ons nou hierso 'n paar dingetjies wat hy voel hoe ons moet lewe in die tye waarin ons is. Wat moet ons doen as kinders van God? Die wat die ander seën, sal self seën ontvang van God, soos Petrus in die volgende verse verduidelik. Nou, hy het eintlik nogal hierso op Psalm 34 aangehaal. So kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê Psalm 34 vir ons. Julle is welkom om soontoe te gaan. 34 vers 12 tot 16 sal julle nou sien, hy skryf dit hierso. Waar dit vir ons sê, kom kinders, luister na my. Ek wil die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Soek die vrede, en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulp geroep. So hierso sê Petrus eintlik, hy ken sy skrifte. Hy haal aan uit die Bybel uit en hy sê, die lewe, om het lief te hê, sal die goeie dae beleef en vol van seën as jou hart in die hand van die Here is. As jy lewe soos wat die Here wil hê jy moet lewe, is jy eintlik op 'n goeie plek.
Nou Petrus sê dat die deel sal wees van die persoon, hy moet sy tong van kwaad weerhou, om wegkeer van die kwaad af en hy moet doen wat goed is. Hierdie is nogal eintlik moeilike woorde, veral as jy 'n bietjie aangeval voel. As jy 'n bietjie aangekla voel, is dit nogal moeilik om baie keer jou tong te weerhou. Dit is baie keer moeilik om die kwaad met kwaad te vergeld, veral as jy nie op 'n lekker plek sit nie. Nou weer eens, Psalm 34, as jy gaan kyk by vers 4. Maak die Here saam met my groot en laat ons sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord, uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Nou moet julle ook weet, hierso sê hy nou vir ons in 'n baie mooi manier, wees in lyn met God en God se wil. En jy het niks om voor bang te wees nie. En as hulle praat hier van vrees van die Here, beteken dit jy die aansien vir God, wat jy vir God moet hê. Jy besef wie God is. Ons sit nie in 'n posisie waar ons God voorskryf en vir hom sê wat hy sal en nie sal doen nie. Ons buig die knie voor God en ons sê, Here, wat ook al U wil hê, gaan ons doen. Maar nou moet ek gou vir julle 'n ander waarskuwing gee wat ook van toepassing is, as jy dalk nou aan die ander kant van hierdie muntstuk is, in Hebreërs 12 vers 5 tot 7. As jy besluit, jy gaan nie gehoorsaam wees. Want ons hou nie daarvan om deesdae te praat daaroor dat die Here ons tigtig nie. Maar kom ons lees gou wat sê Hebreërs 12 vers 5 tot 7 vir ons. En julle het die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tigtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tigtig hom wat hy liefhet. Hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tigtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tigtig nie? Ons het al 'n evangelie vir mense begin leer dat dien die Here en doen wat jy wil. En die Here sê vir jou nee. Ongelukkig, as jy buite my wil gaan, mag ek jou dalk op 'n harde manier terugtrek na my. Julle kan maar my vrou en kinders gaan vra, ek is baie lief vir hulle, maar julle maniere is vir my baie belangrik. Doen wat ek jou vra om te doen. En die Here sê vir jou, doen net wat ek jou vra om te doen. Maar wat vir my so mooi is, hoe Petrus hierdie Psalm 34 aanhaal, wat hy vir ons sê, want die oë van die Here is op die regverdige. En dit beteken dat hy hulle waarneem en vir hulle sorg. Dien die Here en hy sien jou raak. Hy hoor jou pleidooie. Ons moet een ding besef, dat hy weet ook wat's beter vir ons. Ons bid baie keer vir dinge, dan kry ons dit hier, dan bevraagteken ons dit God, maar ek beloof jou, dis omdat die Here van beter geweet het. Soms gaan die Here vir jou 'n deur toemaak, en ons probeer baie keer daai deure weer oopskop. Maar Here kan berus in sy goedheid en sy guns, want hy weet van beter. Dan sê hy vir ons, sy ore is oop vir julle gebed, en dit beteken dat God luister na hulle gebede. Hy sien die nood en die behoeftes raak. Julle, ek ken baie min mense wat vir my sê, ek dien werklik die Here, maar ek het nog nooit 'n stamp of 'n stoot gekry vandat ek hom aangeneem het as my saligmaker. En hy sê vir jou, moenie bekommerd nie my kind, ek hoor dit, ek sien dit. Maar dit beteken nie dat jy nooit deur lyding gaan nie. Daar's ongelukkig baie mense wat 'n teologie leer wat vir jou sê, as jy die Here aanneem, gaan dit net rooskleurig wees, maanskyn en rose vir die res van jou dae. Dit is nie wat die woord ons leer nie. En Petrus het dit al klaar vir ons gewys tot op hede, en bietjie later in Petrus gaan ons weer daarna kyk. Die Here sê vir jou, die lewe gaan vir jou stampe en stote gee, maar te midde van hierdie lyding is sy genade nog steeds vir ons genoeg. Hy het nie opgegee op jou nie. As ons gou gaan kyk na 2 Korintiërs. In 2 Korintiërs 12, vers 9 sê dit vir ons. As jy dalk bietjie deur 'n stryd gaan nou. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring.
Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Die Here sê vir jou, jy gaan stamp en stote in hierdie lewe kry, julle, dit is die lewe. Ons gaan nie deur hierdie stamp en stote alleen nie. Ons gaan nie deur die stamp en stote sonder hoop nie, want die Here sê vir jou, jy wat regverdig is, ek hoor jou. Ek is met jou, ek is by jou, maar partymal is die stamp en stote 'n baie goeie leerstoel. Partymal is die stamp en stote juis dit wat jou vertroue op die Here versterk. Dis daai dae wat jy sit en jy sê, Here, ek het nie 'n uitkoms nie, ek weet nie wat se kant om te gaan nie, dan sê Romeine vir ons inteendeel ook, jy kom soms op 'n punt wat jy nie eens woorde het om te bid nie, en ek seker, ek is nie die enigste een wat al daar was nie. Waar jy voor die Here gaan lê en jy sê, Here, ek weet nie eens wat om te sê nie, ek sien nie 'n uitkoms nie. Alles val uit mekaar uit. My lewe tuimel uit mekaar uit. Dan sê die Heilige Gees vir jou, ontspan, ek gaan vir jou intree by die Here. Want God sê vir jou, hy luister na jou. Jy wat hom dien. Julle, dit is eintlik vir my so kosbaar, want hierso is sy bespreking nou nie net oor onderdanigheid gegaan nie, en hy het nie met reëls geëindig nie, maar nou kyk ons na die karakter. Nou gaan ons kyk na hoe moet 'n kind van God homself voordoen. Hoe lyk 'n kind van God? Hoe praat 'n kind van God? En julle, hierdie is nogal vir my baie belangrik, want as jy vir my sê jy die Here aangeneem as jou saligmaker, het jou hart verander. Jy het 'n nuwe skepsel geword. Onthou, die woord sê dit vir ons. Die ou dinge is nou verby, jy's nou 'n nuwe mens. Veranderde harte beteken veranderde gemeentes. Dit beteken ook hoe jy met mense gaan maak en doen gaan anders wees as wat dit was voordat jy tot bekering gekom het. En julle, ek hoor baie sulke getuienisse. Voordat ek tot bekering gekom het, het ek beklei. Voordat ek tot bekering gekom het, het ek gevoel. Voordat ek tot bekering gekom het, was ek eintlik nie 'n baie oulike mens nie. En toe kom ek tot bekering en die Here gee vir my nuwe hart. My uitkyk verander. My doen, my late verander. So ek het vir ons gou so 5 woorde wat Petrus hier vir ons uitgehaal het, wat vir my baie belangrik is, wat ek wil hê ons na moet kyk. Eerstens, die eerste een is eengesind. Nou dit beteken nie as ons eengesind is, ons gaan alles presies dieselfde doen, glo en verstaan nie. Maar die Griekse woord beteken letterlik dieselfde gesindheid. Dit sê vir ons fokus is op dieselfde plek, op dieselfde evangelie en op dieselfde Here. Here, ons kan dalk in verskillende denominasies sit, maar ons dien dieselfde God. God staan aan hoof van die kerk. God is die een waarna toe ons bid. Nou, ons sal baie keer soveel keer hare kloop. Nou, die probleem is, julle, dit beteken nie ons gaan identiese kopieë van mekaar wees. Ons wil dit soveel keer hê, ek glo so, ek doen so, almal moet glo en doen presies soos wat ek doen. Ek redeneer so, jy moet presies so redeneer, en dis nie wat die woord sê nie. Hy sê dit gaan oor die gesindheid. Die liggaam van Christus sal dieselfde gesindheid deel. Dit beteken nie ons gaan altyd met alles gelukkig wees nie, maar ons sal die beste vir die liggaam van Christus en sy kerk wil hê. Ons gesindheid gaan wees, ons gee om vir mekaar. Ons gee om vir die liggaam van Christus. Ons gee om vir die kerk. Ons gee om wat gaan gebeur, want ons almal staan onder dieselfde hoof. Ek het nou die dag met iemand 'n gesprek gehad en ek sê, weet jy, ons het mense oor ons, glo my, ek het mense oor my in die AGS, maar op die einde van die dag werk ek vir God. Ek buig my knie vir die Here, vir geen mens nie. Die Here is die een wat aanstel, die Here is die een wat afstel. Nou die probleem is, julle, die kerk verloor sy krag as dit oor persoonlike voorkeure begin gaan. As my persoonlike voorkeur belangriker is as Jesus Christus, het ek 'n probleem. Want Jesus Christus is sentraal. Hy's nie 'n bysaak nie. Hy's nie 'n nice to have nie. Hy's nie 'n ding wat ons net bysit nie. Hy is alles. Jesus Christus is die hoof. Hoekom mis ons dit partymal? Want dan gaan my persoonlike voorkeure baie belangriker wees as wat God se woord sê, en eintlik sê dit vir ons, julle, ons moet eengesind wees onder mekaar. Die tweede ding is medelydend. Letterlik beteken dit ons ly saam. Ons lewe in 'n wêreld, julle, wat baie keer gaan sê, dis nie my probleem nie. Die Engelse woord, out of sight, out of mind. As jy sukkel, dis nie my issue nie. Sort jouself uit.
Jy het dalk iets gedoen om daar op te eindig, is nie my probleem nie. Dis nie wat die woord van God sê nie. Ons sien boeties en sissies partymal swaar kry, dan kritiseer ons eerder die besluite wat hulle gemaak het, as wat ons bereid is om hulle te help. Want as ons een liggaam is, raak die mense om ons se pyn, ons ook. As 'n klein toontjie seer is, sukkel jy om te loop. Jy kap hom nie af nie. Jy maak hom gesond. Maar dis wat ons doen met mekaar. Jy het hierdie oor jouself gebring. Nee, kom net uit my sig uit. As ek dit nie sien nie, pla dit my. Ware liefde onder boeties en sissies dra mekaar se laste. Ons vra, wat kan ons vir mekaar doen? In steede daarvan om mekaar sleg te sê en te bespreek, want jy stem nie saam met keuses wat 'n persoon gemaak het. Broederliefde. Die woord beteken familieliefde. Nou julle, ek weet nie of dit net ek is nie. Maar ek kan hoe kwaad wees vir my vroukie. En jy moenie in daai oomblik wat ek kwaad is vir my vrou saam wil sleg praat oor haar nie, want kyk, dan sien jy aan die ander kant van my. Dis broederliefde. Dit maak nie saak hoe kwaad jy my maak nie, ek is so lief vir jou dat ek wil nie hê iemand moet jou sleg maak by my nie, want ek gaan opstaan en sê, hey, hoorie, wow. Hierdie is my boetie en my sussie. Dit gaan nie net oor vriendelikheid nie, julle, maar hulle praat hierso van 'n liefde wat tussen boeties en sissies bestaan. Boeties en sissies se liefde vir mekaar, julle is ongeken teenoor 'n vreemdeling en eintlik sê die Here dit is hoe ons met mekaar moet wees. Die kerk is 'n familie wat deur die bloed van Jesus Christus saamgevoeg is. Die volgende een is barmhartig. Die letterlike betekenis is sag van hart. 'n Hart wat omgee. 'n Hart wat bloei as jou boetie of jou sussie se hart bloei. Dis nie 'n harde hart nie. Dis nie 'n koue hart nie, julle en hoor hierso. Dis nie 'n veroordelende hart nie. Ons sal baie keer terugsit en kyk na wat mense gedoen het en dan sal ons hulle uitkruit vir dit wat hulle gemaak het in steede daarvan om te sê, hoe kan ek jou help? Julle weet wat my so mooi is, Jesus was vol waarheid, maar hy was vol genade ook. Baie kerke sien ek vandag is of net waarheid of net liefde. Jesus Christus was beide. Die waarheid van die skrif, maar 'n liefde vir mekaar. Die laaste ene is nederig. Nou hierso raak Petrus eintlik die wortel van alle verdeeldheid aan. En dis trots. Die Engelse Bybel sê dit so mooi, pride comes before the fall. Trots kom voor die val. Waarop kom dit neer? Ek is belangriker. Ek is dalk meer geleerd. My opinie dra meer gesag. Hoe ek voel is belangriker as hoe jy voel. Al moet jy seer kry, moet ek tog net reg wees. Ek sal jou in die grond intrap om my punt te bewys. Nou ek is baie jammer julle, dit is 'n hart vol trots. Nederigheid sê, hoe kan ek jou dien? Al stem ek nie met jou saam nie. Hoe kan ek jou lief hê? Al stem ek nie met jou saam nie. Dit sê nie, hoe kan ek jou seermaak en hoe kan ek jou vertrap? Ons het partymal boeties en sissies wat bloei. Dan skop ons hulle terwyl hulle lê. In steede daarvan dat ons 'n hand uitreik en sê, wat kan ek vir jou doen? Al is jy nie my gunsteling mens nie. Al is jy nie my beste vriend nie. Ek is lief vir jou want ek het 'n Christus liefde in my. Julle weet en dit is presies wat Jesus Christus gedoen het. Hy het gedien. Nou vir my so belangrike een in vandag se wêreld is, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Julle, en dis moeilik as jy te nagekom voel. Ja? En dis ons almal. Die wêreld funksioneer volgens vergelding. Jy slaan my, ek slaan jou harder terug. En hier gaan ek bieg. Julle kan maar vir Leon agter my rug gaan vra, ek het dit al vir hom gesê. As iemand jou pot, my kind, jy pot vir hom terug. Jy is die man, ons het ons geleer. Maar die probleem is, jy is kinder oor my, dan vertel ek iets erger oor jou. En ek sit nog sterkies by, om het bietjie meer soetsappig te maak, om jou dalk bietjie meer seer te maak. Jy maak my seer, dan sal ek uit my pad uitgaan om jou seerder te maak. Het jy al hierdie ding gehoor, ek sal vir jou sink. Ek sal jou sink mentaliteit. Dis nie 'n hart van Christus nie. Jy ignoreer my, ek ignoreer jou. Hoe baie keer doen ons dit? Jy het nie vinnig genoeg teruggekom na my toe nie, nou gooi ek al my toys uit die pot uit. En eintlik sê die Here vir jou, ons moet 'n hart van liefde vir mekaar hê. 'n Kind van God tree nie so op nie.
Waarom nie? Omdat Jesus Christus ons perfekte voorbeeld was. Hy is bespot, hy is geslaan, hy is verneder. Wat sê hy vir God? Vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit beteken nie ons keer mekaar se sondes goed nie. Dit beteken vergelding behoort aan God. Ek gee dit oor aan U, Here. Dis in U hande. En ek het dit Vrydag op 'n begrafnis gesê, God is die perfekte regter. Hy weet wat's reg, hy weet wat's verkeerd. Julle, jy's in so veilige plek as jy oorgee aan God. Seën hulle. In steede van terugbeklei, moet ons mekaar eerder seën. Is dit net ek wat soms sukkel met dit? Julle, ek lees kommentare, ek hoor dinge wat mense sê. Gisteraan so 'n geval gehad. Jong, en dan is daai eerste seën wat ek wil uitspreek, definitief nie 'n seën van die Here af nie. En die Here sê vir jou, hey, praat goed, wens goed, doen goed. En luister gou vir my, dit is bonatuurlik. Ons menslike natuur is te vrot. Al hoe jy dit kan kry, is deur die genade van die Here Jesus Christus. Hy het sy vyande geseën. Hy kan ons toerus om presies dieselfde te doen. Nou as ons gewonder het hoekom Petrus Psalm 34 so aangehaal het, is dit omdat Dawid dieselfde waarheid geleef het. Dawid het geweet hoe voel dit om vervolg te word. Dawid het geweet hoe voel dit om vals beskuldig te word. Dawid skryf uit persoonlike ondervinding uit. Maar dan moet ek ook vir julle sê, God se seën rus nie op mense wat in bitterheid lewe nie. Want bitterheid kom definitief nie van God af. Nêrens in die woord gaan jy lees dat die Here vir jou sê, ek gee vir jou 'n bitter hart. Nêrens gaan jy lees dat die Here vir jou sê, ek gee vir jou 'n swart hart en ek gee vir jou hart van klip nie. Hy sê vir jou, weet jy, ek verander jou hart, ek gee vir jou hart van vlees. En ek wil vandag vir jou vra, as jy permanent in bitterheid leef, gee dit vandag vir die Here. Gee dit vandag oor vir die Here en vra, Here, hoekom lewe ek in bitterheid, want dit is nie van U af nie. Hier is vir my nog 4 kenmerke wat ons moet onthou. Beheer jou tong. Baie sondes begin met woorde. Een sin kan 'n gemeente verdeel. Een gesprek kan 'n huwelik vernietig. Een gerug kan 'n lewe beskadig. Ons het dit al soveel keer gesien. Iemand wat 'n vals storie versprei en ou se hele lewe verwoes. Dan word mense na die tyd onskuldig bewys. Maar daai valse aantuiging bly nog steeds. En onthou, ons gaan vergelding doen vir elke woord wat ons spreek. Dis vanoggend in die bidkamer gesê. Elke woord wat jou mond uit gekom het. En daarom wil ek vir julle vra, in steede daarvan dat skade uit jou mond uitkom, laat bemoediging uit jou mond uitkom. Dan draai weg van die kwaad af. En dis nie net om sonde te vermy nie, dis doelbewus om weg te loop van dit af. Dit is 'n doelbewuste keuse wat jy gee, dat ek gaan nie oorgee aan die vlees nie. Of voel jy te nagekom? Nou Spreuke 26, het vir my nogal 'n mooi stukkie hierso. Spreuke 26 vers 4. As jy so graag wil beklei, sê die woord van God vir ons, antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie soos hy word nie. Ek lees hierdie aanhaling. Never argue with a fool. Onlookers may not be able to tell the difference. Daar's 'n ander sê ding wat sê, moenie tot op 'n vlak daal nie, want as jy met 'n sot wil stry en beklei, moet jy partymal self so word. Eintlik sê die Here vir jou, weet jy wat, spreek 'n mooi woord. Moenie tot op 'n vlak daal en terugbeklei nie. Spreek 'n seën oor hulle. Bid vir hulle. Dra hulle op aan die Here. In steede daarvan om terug te beklei en ander mense kyk na jou en hulle dink, joh, wie is nou eintlik die Christen hierso tussen twee? Draai weg van die vuil en aan die skoonheid van God toe. Dan doen goeie dinge. Julle, dit beteken ons is nie passief nie. Ons moet begin vra, wat kan ek doen? Here, wat kan ek vir U liggaam doen? Wat kan ek vir die kerk doen? Wat kan ek vir U bediening doen? En dis baie keer moeilik, glo my, ons moet mense partymal by die oor gaan haal en sê, wil jy nie betrokke raak nie. 'n Kind van God sê, ek wil hierdie goeders doen. My werke red my nie, maar ek wil die werke doen, want ek het 'n nuwe hart gekry. En dan sê hy, hierso vir my 'n ding, en ek wil hê, julle moet hierdie baie mooi luister. Gaan soek vrede
Moenie wag vir vrede om te kom nie. Ons sit baie keer en sê ons, ek sal as hy sal. Ek sal as sy sal. Hy sê jaag dit na. Julle en dit kan bietjie moeite wees. Om te vergewe, nederig te wees, gesprek en gebed te hê met so iemand. As jy seer gemaak voel, sê dit nie gaan sit op jou laure en wag vir dit om te gebeur nie, want God sien alles. Wanneer Christene vervolg word, sien die Here dit. Wanneer Christene onreg ervaar, sien die Here dit. Maar wanneer jy gehoorsaam bly en dit kos jou iets, sien die Here dit ook. En dis kosbaar. So berus vandag in die wete dat niks verby God gaan nie. Elke onreg, elke kinderstorie, elke vals aantuiging en elke beskuldiging is bekend by hom. En hy sal dit vergeld. Dit maak dat ons rustig kan slaap vanaand. Sy ore is oop vir die gebede van sy kinders. Maar dan voeg Petrus sy waarskuwing by. God is teen die wat doelbewus volhard in boosheid. Die Here is nie onverskillig oor sonde nie, en hy is regverdig. As jy kies om hy lewe te lewe, besef teen wie jy besig is om te sondig. Christus was ons volmaakte voorbeeld. Nou ek weet dit klink vir ons partymal onmoontlik, maar vir God is dit nie. Christus het die volmaakte lewe gelewe. Hy het sy vyande geseën. Hy het nooit kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het sy tong volkome beheer en hy het volmaakte vrede nagejaag. En deur sy gees kan ons dieselfde gesindheid ontvang. So vir my is dit, ons moet begin lewe soos wat die Here Jesus Christus wil hê ons moet lewe. Nou ek gaan gou vir julle vra om vir my na 1 Konings toe te gaan. Ek wil gou vir julle 'n voorbeeld hierso gee en ek gaan nou nie hierdie hele teksvers lees nie. Ek het vir Tony gevra hy moet dit net vir my opsit dat julle kan sien ek lieg nou nie vir julle nie, maar ek gaan gou vir julle hierdie storie vertel. 1 Konings 3 vers 16 leer vir ons van Salomo se wysheid. Maar ek wil gou verby Salomo se wysheid kyk en ek wil gou kyk na die 2 dames wat voor Salomo te staan kom. Nou julle sal sien, hy begin om te sê 2 vroue van die nag, 2 hoere kom by Salomo en hulle sê hoor hierso, ons elkeen het 'n kind gebaar. En deur die nag is die een kind dood en die een vrou sê toe ek wakker word, toe lê die dooie kind langs my, maar dis nie my kind nie. Ek is seker enige moeder hier gaan vir my sê jy weet wie is jou kind. Ek is seker jy gaan weet as 'n ander mens se kind langs jou lê en sy kom by die koning en sy sê hier's 'n probleem. Hierdie vrou het my kind gesteel. Dit is nie my kind nie. En dan sit Salomo hierso, dis nogal 'n moeilike ding om uit te sorteer, want hoe besluit ek nou? Wie's reg, wie's nie? Die wysste man, hy kry dit en die Here gee vir hom die wysheid en nou gaan ons gou kyk na vers 23. Toe dink die koning, die een sê dis my seun die lewendige en jou seun die dooie en die ander sê nee, maar die dooie is jou seun en die lewendige is my seun. Daarop gee die koning die bevel, bring vir my 'n swaard en hulle het die swaard voor die koning gebring en die koning sê sny die lewendige kind in 2 stukke en gee die helfte aan die een en die helfte aan die ander. En die vrou met die mooi hart sê nee, wow. Gee eerder hierdie kind vir daai vrou. En so wys Salomo in sy wysheid, wat se vrou is die een wat lieg en wat se een is nie wat lieg nie, maar wat ek vir julle uit hierdie storie uit wil wys. Ons sien 2 verskillende harte in hierdie storie. Hierdie is die 2 tipe harte wat nog steeds in vandag se kerk gebeur. En weet julle, daar's min dinge wat die Here so bedroef soos verdeeldheid onder sy kinders. Die woord is deurtrek met dit. Jesus het die aand voor sy kruisiging nie gebid dat sy disippels almal dieselfde persoonlikhede, voorkeure en menings sou hê nie, maar hy het gebid dat hulle een sal wees. Julle kan dit gaan lees in Johannes 17 vers 20 tot 23. En hoekom is dit? Omdat die eenheid van die kerk die wêreld wys wie Jesus Christus werklik is. Maar nou moet julle besef, die Satan weet dit ook. Die Satan weet dit ook en hy hou nie daarvan nie en daarom probeer hy nie altyd die kerk van buite af versteur nie, maar partymal van binne af. Nie altyd deur valse leer nie, maar deur trots, deur bitterheid en deur selfsug. Deur mense wat hulle eie belangriker ag as die vrede van Christus se liggaam. Wat hulle eie sienswyse belangriker ag as die liggaam wat die Here vir ons gegee het. Hierdie verhaal van die 2 vroue wys vir ons die 2 harte. Die een hart sê, laat die kind leef, al verloor ek alles. Die ander een sê, as ek hom nie kan hê nie, moet niemand hom hê nie. Daar's soveel mense met presies hierdie selfde houdings in vandag se kerke nog.
God gee aan Salomo die wysheid om nie net die hart bloot te lê nie, maar hy luister na God se woorde en die Here wys vir hom die motief wat agter dit sit. Ons kan ander mense oortuig, ons kan onsself oortuig en weet julle wat, ons kan Bybelverse gebruik om ons optrede te verdedig, maar God gaan vir jou vra, waarom doen jy dit? Wat leef in jou hart? Wat is jou motief agter dit wat jy doen? Die Here kyk verder as sy argumente, want hy kyk na ons gesindheid. Die liefde gaan vir ons vra, hoe kan ek beskerm en opbou? Selfsug vra vir ons, hoe kan ek my sin kry? Al moet ek hierdie kerk in 2 skeer. Ek soek my sin. Die baba is kosbaar, maar daar is iets wat vandag ook kosbaar is, en dit is Jesus Christus se gemeente. Ons is duur gekoop deur sy bloed. En tog gebeur dit hoeveel keer dat ons die gemeente soos die baba wil behandel. Hoeveel keer gebeur dit as ons nie ons sin kry nie en dan wil ons ander mense begin beïnvloed. Saam hê, hulle moet saam met ons klaar. Kerke wat hulle eie groepietjies vorm. Hulle saai agterdog. Hulle verbreek die vertroue. Deel halwe waarhede. Hoe kan ek mense aan my kant kry? Want ek sal hierdie kerk uit mekaar uitskeer solank as ek my sin kry. En weet julle wat is die probleem? Dis nie omdat hulle Christus wil verheerlik nie, maar omdat hulle eie wil afdoen. Hulle wil hulle eie sienswyse afdoen. En weet julle die houding is, as ek nie gelukkig is nie, moet niemand gelukkig wees nie. Dis die hart van die tweede vrou. Dis die hart wat verskeer, dis die hart wat nie by Christus is nie. Sy was bereid dat haar kind moet sterf. En weet julle, kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. Ek is ongelukkig met my baas by die werk. Hy het my dalk vermaan. Hy het my dalk vasgevat oor iets wat ek verkeerd gedoen het. Dan loop ek met die houding rond. Ek wens hierdie besigheid val uit mekaar uit. Ek wens hierdie ou verloor alles. En in dieselfde opsig sê ek eintlik, ek wens elke mens wat die werk verloor dan alles in die proses. Is dit 'n Christelike hart? Daar's mense wat uit hulle pad uit sal gaan om kerke se deure toe te maak. Uit selfsugheid. Dink julle regtig die wêreld daar buite het nodig dat nog kerke hulle deure toe maak? Dink julle die wêreld daar buite het nodig dat nog kerke uit mekaar uitval? Of die wêreld eintlik nodig dat ons in 'n eenheid begin kom, dat ons dien dieselfde God? Het die wêreld nie nodig dat die lig daar buite gaan skyn in hoe donker dit daar buite is nie? Het die wêreld nie 'n bietjie meer mooi nodig nie, bietjie meer liefde nodig nie? Maar dan maak ons soos die tweede vrou en ons sê, ek sal hom uit mekaar uitskeer. Daar's mense wat bereid is om bedieningsskade te laat ly solank hulle hulle eie sin kan kry. Dis 'n probleem van die hart. Dis 'n hart wat nog nie vlees geword het. Dis 'n hart van klip. Julle, ek wil nou vir julle een ding sê, die wêreld daar buite het nodig om die lig te sien. Die eerste vrou se hart het opgebou, die tweede een het afgebreek. Ek wonder soms watser een is ons. Veral as ons nie ons sin kry. Ek wonder watse een is ons as ons hier wegry. En ek het nie gehou van wat die pastoor sê nie. En dis 'n vraag wat ek nie kan beantwoord nie. Jy het of 'n hart wat gaan beskerm of jy het 'n hart wat gaan beskadig. Jy het of 'n hart wat vrede soek of jy het 'n hart wat verdeeldheid soek. Dis een van die twee. Die vraag is nie, het ek my sin gekry nie. Die vraag is, het ek die Here Jesus Christus verheerlik? Die vraag is nie, het ek gewen nie. Die vraag is die gemeente sterk? Die ware moeder was bereid om haar regte neer te lê sodat die kind kon leef. Mens Jesus Christus homself bereid was om sy lewe neer te lê sodat die kerk kan voortleef. Julle, dis vir ons so 'n mooi voorbeeld dat ek is bereid om partymal prys te gee waarvan ek hou. Want ek kyk na die groter prentjie, want my motief is die liefde van die Here Jesus Christus. Ek bid vandag dat Jesus Christus se gesindheid in ons harte sal leef. As Jesus Christus jou hart gevul het jy 'n hart wat dien, jy het 'n hart wat lief het, jy het 'n hart wat vergewe, jy het 'n hart wat opbou, en jy het 'n hart wat alles sal doen om eenheid in sy gemeente te bewaar. Jy gaan nie die toon wat seer is afsny nie, jy gaan die toon wat seer is beter maak. Jy moet alles vir my by mekaar te bring. Vir elke gelowige, elke Christen vandag hier.
Het ek vir julle 'n paar vrae wat ek wil hê julle moet julleself afvra. Dra ek by tot die eenheid of eerder tot die verdeeldheid? Bou my woorde mense op of breek ek hulle af? Is ek maklik om te vergewe of hou ek wrokke? Is ek bekend vir my nederigheid of eerder vir my trots? En soek ek aktief vrede of soek ek aktief onmin? 'n Gemeente wat hierdie verse uitleef word 'n helder lig in hierdie donker wêreld, julle. Hierdie wêreld kan doen met meer lig. Het julle al gesien hoe vaal het ons wêreld geword? Hierdie wêreld kan doen met meer lig. Mense word nie eers net deur ons praatjies beïndruk nie, maar hulle word geraak deur ons liefde. Jy kan goeders praat, as jy dit nie leef nie, beteken dit niks. Jesus sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die skrif het vir ons gewys, dis broederlike familieliefde. Want ek gee om vir jou. Jou seer is my seer. Petrus herinner ons daaraan dat die grootste getuienis van die kerk nie net die prediking is nie, maar is die karakter. Wanneer Christene eengesind leef, mekaar werklik lief het, kwaad met goed beantwoord, vrede najaag, dan word die evangelie sigbaar. Dan sien die mense dit wat ons preek. Nou weet jy dat die wêreld verstaan nie altyd ons leer nie, maar hulle kan ons liefde sien. Wat ons doen maak nie altyd vir die wêreld sin, maar hulle moet die liefde in ons sien. En wanneer hulle daardie liefde sien, behoort hulle iets van Christus self in ons raak te sien. Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, Petrus het vir ons soveel waarhede geleer vandag en eerstens wil ek bid, dit begin hierbo. Here, maar dat ons met liefde sal begin optree, dat die wêreld dit kan sien en dat hierdie liefde aansteeklik sal wees daar buite. Here, dat die mense na ons sal kyk en nie sal dink ons spreek leefwoorde nie, maar dat hulle kan ervaar dat dit wat ons sê is dit wat ons leef. Here, maar ek vra vandag dat U vir ons vleeslike harte gee, gevul met U Gees, as wat ons wegkom van hierdie trots af. Wegkom van hierdie eie sin, hierdie eie ek af, liewe Here, dat ons fokus so op U sal wees, dat ons 'n lig kan gaan skyn in hierdie donker wêreld. Here, maar my gebed is dat ons boeties en sissies so lief sal kry, dat hulle vir ons familie sal word. Here, dat ons mekaar se laste sal help dra, dat ons mekaar se pyn sal help dra, dat ons mekaar sal opdra aan U daagliks. Here, maar dan het ek gebed dat ons hierdie begeerte sal ontwikkel om U liggaam te beskerm. Here, dat ons sal ophou verdeeldheid saai en eerder mekaar sal verenig, want ons almal staan onder die groot regter. Here, ek kan nie vir U genoeg dankie sê vir die God wat ons dien nie. Ek kan nie vir U genoeg dankie sê vir U liefde en U omgee en elke getuienis wat ek hoor van 'n lewende God nie. Here, maar ek vra asseblief vandag, werk in elke hart. Werk in elke persoon se hart, dat ons gehoor sal gee aan U Heilige Gees en sal begin doen dit wat U van ons verwag om te doen. Here, maar dit begin by elkeen van ons hier vandag. Here, ek wil asseblief 'n seëngebed bid oor elke persoon wat hier is en elke persoon wat ingeskakel is. Here, dat hulle U sal ervaar in die tye van nood, in die tye van lyding, want U sê, U oor is nie afgedraai van ons af nie. U hoor elke gebed. U sien elke pleidooi. U sien elke keer wat die evangelie ons iets kos, liewe Here. En ek dank U vandag vir dit, want dis U Gees wat ons deur dit kry. Here, dankie vir die God wat U vir ons is. En dankie vir die goedheid en die liefde. En Here, ek kan net genoeg dankie sê ooit in my lewe vir daai kruisdood van Jesus Christus en wat dit vir ons beteken het. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly in sy met elkeen van julle. In Jesus naam alleen, amen en amen.